Ons skriflesing kom uit Openbaring 13 vers 11 tot 18. Ek wil julle daaraan herinner dat ons nou so tussen die twee boodskappe, die een voor die verlof en een na die verlof, Openbaring 13 behandel. Die eerste gedeelte was oor die dier wat uit die see uitkom, die Romeinse ryk, en dan die stryd wat regerings vir ons inhou, baie keer diktatorskappe, wette en reëls wat ons in ons eie land sien. En nou gaan ons oor na die tweede dier wat Johannes gesien het, en ons gebruik nog steeds die vorige teks, die fokusteks, dit kom in 'n vroeër gedeelte van Openbaring 13, maar ek wil nou nie die hele gedeelte lees nie, maar ons moet dit in gedagte hou, so ek sal net die fokusgedeelte ook daar uit aanhaal. Openbaring 13 vanaf vers 11 hoor die woord van die Here. En uit die aarde het ek 'n ander dier sien opkom, en hy het 2 horings gehad, net soos 'n lam, en gepraat soos 'n draak. En hy oefen al die mag van die eerste dier uit voor sy oë, en hy maak dat die aarde en die wat daarop woon die eerste dier aanbid, waarvan die dodelike wond genees is. Hy doen ook groot tekens, sodat hy selfs vuur uit die hemel laat neerdaal op die aarde voor die oë van die mense. En hy verlei die bewoners van die aarde deur die tekens wat hom gegee is, voor die oë van die dier te doen, deur aan die bewoners van die aarde te sê dat hulle 'n beeld moet maak vir die dier wat die swaard ontvang en lewende geword het. En dit is hom gegee om 'n gees wat aan die dier se beeld te gee, sodat die dier se beeld ook sal praat en maak dat almal gedood word wat die dier se beeld nie aanbid nie. En hy maak dat almal klein en groot en die rykes en armes en die vrye mense en slawe 'n merk op hulle regterhand en op hulle voorhoofde gegee word, sodat niemand kan koop of verkoop nie, behalwe hy wat die merk van die naam van die dier of die getal van sy naam het. Hier kom die wysheid te pas. Wie verstand het, laat hom die getal van die dier bereken, want dit is die getal van 'n mens. Sy getal is 666. Ons teks fokusgedeelte vers 8 en 9. En al die bewoners van die aarde sal hom aanbid, almal wie se name nie van die grondlegging van die wêreld af in die boek van die lewe van die lam wat geslag is geskryf is nie. As iemand 'n oor het, laat hom hoor. En ons tema is: die Here bewaar ons deur sy seun van die verleiding van die wêreld en die valse kerk, aanbid en gehoorsaam hom alleen. Die Here bewaar ons deur sy seun van die verleiding van die wêreld en die valse kerk, aanbid en gehoorsaam hom alleen. So ons het gesê die vorige dier is waarskynlik die Romeinse ryk. Dis die dier wat ook goed vergelyk met wat ons sien in die vorige hoofstuk, waar die draak vanuit die hemel geskop is met 1/3 van die engele. So die dier vergelyk goed met wat ons van die draak sien, en daardie ooreenstemming is ook duidelik deur Christus se woorde teenoor die Judaiseerders. Julle die duiwel is julle vader en die begeertes van julle vader wil julle doen. So ons sien 'n weerspieëling van wat bose mense doen, is 'n weerspieëling van wie die bose geeste wat dan ook hulle werk besig is om te doen in en deur mense is soortgelyk. En so nou kyk ons na die tweede dier, en hierdie is 'n kleiner dier en is 'n swakker dier en is onderdanig aan die eerste dier. En so ons wil kyk na wie hierdie tweede dier is en wat hierdie tweede dier gedoen het. So, kom ons kyk na die kenmerke hiervan. Die see het ons gesê, die nasies wat woel en wat onstuimig is. Die aarde of die land, baie belangrik in die Ou Testament. Israel noem hulle self ook
Haaretz Israel, die land Israel, dit gaan oor die land. En so ons sien baie keer die land, omdat die Here gesê het, as ek julle bring in die land wat ek aan julle voorvaders beloof het, hulle noem hulle self die mense van die land. En nou sien ons dat hierdie dier is waarskynlik die Joodse leierskap. En dis baie interessant, daar's nie tyd om in te gaan op Herodes se geskiedenis met die Romeinse Ryk en sy ondersteuning van twee verskillende keisers, Romeinse keisers nie, maar u kan jouself, Google is deesdae so maklik om dit te kan lees, dis ook in Flavius Josephus. En so daar's 'n nou band gewees tussen die Romeinse Ryk en die Jode as gevolg van Herodes. Herodes het dit reg gekry om te onderhandel dat terwyl niemand eintlik godsdienstvryheid gehad het in die mate waarin Israel gehad het nie. Elkeen kon hulle eie God aanbid, maar wanneer dit kom by die keiser, moes almal gesê dat keiser is Kurios, is die Heer. En eintlik het die Jode nie nodig gehad om dit te doen nie, want hulle het die reg gehad om in hulle sinagoges hulle eie godsdiens, want dit was Herodes wat dan so eintlik soetsappig gekruip het by hierdie Romeinse Ryk. En sodoende het die Christene dan onder hierdie vaandel van die Jode dan gegaan en hulle het die evangelie verkondig in die sinagoges, maar hulle is later verbied en hulle is later verban. En ons weet dat hierdie leierskap, hierdie gemeene leierskap, ons Here Jesus Christus oorgegee het aan die Romeine om gekruisig te word. Ok, kom ons kyk dan nou, hoekom sou ons sê dat die draak, of die tweede dier is, en die mindere dier, die kleiner dier is, waarskynlik Israel, se leierskap, die hoëpriester en die Herodiane, Herodes en die Herodiane. Ons sien vers 11, en uit die aarde het ek 'n ander dier sien kom, en hy het 2 horings gehad, net soos 'n lam, en het gepraat soos 'n draak. Gelyk soos 'n lam, gepraat soos 'n draak. Ons praat van die Here Jesus as die lam van God. En hier het ons een wat soos 'n lam lyk. Hoekom lam? Lam is verlosser. Jesus Christus is ons verlosser. En so hierdie dier wat uit die aarde uitkom, hou homself voor as die verlosser. Maar kan nie anders as hy sy mond oopmaak om soos 'n draak te praat nie. En so dit is duidelik dat hierdie mense, hierdie Judaiseerders, is dan besig om in die plan en in dieselfde voorbeeld van die eerste dier te wandel. Jesus het gesê, Johannes 5:43, ek het gekom in die naam van my Vader en julle neem my nie aan nie. As 'n ander een in sy eie naam kom, hom sal julle aanneem. Hoe kan julle glo wat van mekaar eer aanneem en die eer wat van die enige God kom, soek julle nie? En hulle het beslis eer van mekaar gesoek, nie die eer van God nie. Daarom het hulle nie gepraat ooreenkomstig die woord van die Here nie, maar het hulle eie godsdiens opgerig. En Christus het een na die ander van hierdie pilare wat hulle gestel het vir hulle eie godsdiens kom afkap en kom wys wat is die ware betekenis van die woord van God. Dat die hele Ou Testament op hom van toepassing is. Maar alhoewel hulle in 'n hoek gedryf is, dat Christus het vir hulle duidelik gemaak het, kyk na hierdie tekens wat ek doen. Niemand anders kan hierdie tekens doen nie. Wat lei julle af van hierdie tekens? En daar staan hulle en hulle moet erken dat hy die Messias is. En wat doen hulle? Hulle draai om en sê, u doen hierdie goed deur die mag van die duiwel. En so hier kom die spraak van die draak kom na vore. En hierdie draak het 2 horings gehad. 2 horings. Wat is die
2 horings. In die Ou Testament, horings dui op koningskap, mag en heerskappy. Dit kan u ook sien in verskeie gedeeltes, onder andere toe Agab en Josafat wou in oorlog optrek teen die koning van Aram met een van die priesters eysterhorings gemaak. En daar tussen die priesters deurgehardloop en hulle gestoot met die eysterhorings en sê, so stoot Agab en Josafat, stoot die vyande van Aram. En so, u kan gaan kyk, dis mag, heerskappy, koningskap. En so hierdie 2 horings verteenwoordig Herodes, wat koning was, en dit verteenwoordig die hoëpriester en die Sanhedrin. So dis godsdienstleierskap en dit is die koninklike leierskap van Herodes. So dis hierdie lam, horings, praat soos 'n draak. En hulle wou nie Christus se koningskap, wou hulle nie aanvaar nie. Vers 12, en hy oefen al die mag van die eerste dier uit voor sy oë, en hy maak dat die aarde en die wat daarop woon die eerste dier aanbid, waarvan die dodelike wond genees is. Aarde. Daar is verskillende woorde vir aarde, en een van die woorde beteken dan land. 'n Ander gedeelte wat ook gebruik word vir die wêreld of aarde, dis kosmos, dis die ganse aarde, en dan is daar ook die oikomene, dis die regering van die Romeinse ryk, en so dis die gedeelte wat hulle dan oorheers het. Die res word as barbaarse gebied geken. En so hierdie gedeelte sê vir ons van die aarde, die land, en die wat daarop woon. En hulle moet die eerste dier aanbid. Nou waar het die Joodse ryk, die mense, die Judaiseerders, die Jode in hulle godsdiens, waar het hulle begelei om hulle te onderwerp aan die Romeinse ryk? Want dit moet ons tog mos sien. Ons kan nie net sê dit is die Jode en dan het ons geen bewyse vir wat ons sê nie. Nou Johannes 19 met Jesus se kruisiging waar hy voor Pilatus gestaan het, daar het dit duidelik na vore gekom. Hierop het Pilatus probeer om hom los te laat, Johannes 19 vanaf vers 12, maar die Jode het geskreeu en gesê, as u hom loslaat, is u nie die keiser se vriend nie. En elkeen wat homself koning maak, kom in verset teen die keiser. En toe Pilatus hierdie woorde hoor, het hy Jesus buitentoe gebring en op die regterstoel gaan sit, in die plek wat plaveisel genoem word, en in Hebreëus Gabata, en dit was die voorbereiding van die Pasga en omtrent die 6de uur. Toe sê hy vir die Jode, daar is julle koning, maar hulle skreeu, neem hom weg, kruisig hom. Pilatus sê vir hulle, moet ek julle koning kruisig? Die owerpriesters antwoord, ons het geen koning, behalwe die keiser nie. Ons het geen koning, behalwe die Romeinse keiser nie. As ons in die geskiedenis van Israel kyk, het hulle op 'n stadium 'n koning begeer. En hulle het gevra dat Samuel vir hulle 'n koning moes gee. Samuel was onwillig, die Here het gesê, Samuel gaan voort. Maar opmerklik is hulle woorde, 1 Samuel hoofstuk 8, vers 6 en 7. Maar die woord was verkeerd in die oë van Samuel. Toe hulle gesê het, gee ons 'n koning om ons te rig, en Samuel het tot die Here gebid, toe sê die Here vir Samuel, luister na die volk en alles wat hulle aan jou sê, want nie jou het hulle verwerp nie, maar my het hulle verwerp,
om nie koning oor hulle te wees nie. En so die verwerping van God het veroorsaak dat hulle eie koning wou hê. En dit het geakkumuleer en daardie spits bereik waar hulle nou gesê het, wel, hulle het nie gesê ons het een koning, naamlik Herodes nie. Ons het een koning, naamlik die keiser wat in Rome sit. En Pilatus, as jy vir Jesus Christus gaan vrylaat, is jy nie 'n vriend van die koning nie, is jy nie 'n vriend van die keiser nie. Ons het maar een koning, en dis die keiser. Daar het hulle trou gesweer aan die eerste dier. Die tweede dier onderdanig aan die eerste dier. En dis drakonies, haatlik, heidens, opgrawings, verskeie afgodery wat onderlangs plaasgevind het, waarvan ons nie eens tyd het om oor te praat nie. Paulus skryf 2 Tessalonisense 2 vers 3 en 4, laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom en die mens van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf, die teestander wat hom verhef bo al wat God genoem word, of voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy God is. En so sien ons dat hierdie gebeure, ons het die vorige keer gesien dat die tempel is dan gesien in die hemel, die ware tempel. So daar moes 'n einde gemaak word aan die eerste tempel. Die boek Hebreërs sê vir ons dat die tydelike dinge geskit moet word, sodat die tydelike dinge tot 'n einde kan kom, sodat die ewige dinge kan bly, en dis die ewige koninkryk van God. Daarom is hierdie twee diere saam, hierdie twee diere sal vernietig word, sodat God almal onder een hoof in Christus sal verenig. Maar die Here het ons ook gewaarsku teen hierdie tipe van dinge wat oor en oor gaan gebeur, want hy sê daar gaan baie antichriste kom. Hierdie selfde Johannes in sy brief, daar gaan baie antichriste kom. Die antichrist is nou al in die wêreld en nou al aan die werk. So die Judaiseerders, hulle het dan hierdie dinge gedoen, en die Here wys vir ons daardeur dat al hierdie dinge geakkumuleer het tot op 'n punt dat God hulle en hulle godsdiens, hulle valse godsdiens tot 'n einde maak, om dan die kerk na vore te bring as sy ware bruid. En die kerk bestaan uit alle volke, stamme, nasies en tale, ook die wat uit die Jode is. Die apostels was almal Jode gewees. Dan vers 13 en verder, hy doen ook groot tekens sodat hy selfs vuur uit die hemel laat neerdal op die aarde voor die oë van die mense. En hy verlei die bewoners van die aarde deur die tekens wat hom gegee is om voor die oë van die dier te doen. Deur aan die bewoners van die aarde te sê dat hulle 'n beeld moet maak vir die dier wat die swaardwond ontvang het en lewendig geword het. Dit is hom gegee om 'n gees aan die dier se beeld te gee, sodat die dier se beeld ook sal praat en maak dat almal gedood word, almal wat die dier se beeld nie aanbid nie. So tekens en wonders. Interessant dat toe Moses voor Farao verskyn, toe het sy towenaars saam tekens en wonders gedoen. Toe Moses sy staf op die grond gooi, toe gooi hulle ook hulle stawwe op die grond en dit word ook slange. Maar toe eet Moses se slang, die Farao se wyse manne en towenaars se slang op. En Moses gryp die slang en dit word weer sy staf. En dan sien ons met die verskillende pla dat die towenaars ook dieselfde kon doen, totdat Moses dan daardie wonderteken, die derde wonderteken gedoen het, en toe
het die towenaars teruggestaan en gesê, hierdie is die vinger van God. Dit kan nie gewone menslike werk wees nie. So daar's altyd, wanneer God in sy heerlikheid werk, is daar altyd 'n naaper, die duiwel, met naaapwonders en tekens. En ons sien verskeie mense. Ons sien vir Elimas die towenaar, Handelinge hoofstuk 13. Ons sien vir Simon die towenaar, Handelinge hoofstuk 8, wat later tot bekering gekom het. Ons sien die 7 seuns van Skefa, wat duiwel besweer is, was Handelinge hoofstuk 19. So wat dit eintlik vir ons wys is, dat waar Moses gestaan het teenoor die towenaars van Egipte, het die kerk nou te staan gekom teen mense wat wonders en tekens doen, towenaars. Baie mense soek wonders en tekens, en dis hoekom 'n anti-kris wat opstaan, vang baie mense in die kerk. Want mense soek na wonders en tekens. Vandag se kerke loop oor waar daar wonders en tekens beloof word, maar dis wonders en tekens van die leuen. En so hierdie dier het wonders en tekens gedoen voor die oë van die mense, vuur uit die hemel laat val. Maar soos ek sê, dis wonders en tekens van die leuen. En 'n towenaar gee nie sy toertjies weg nie. Argeoloë het in 'n tempel in Koranas, Egipte in 1919 'n beeld van die arendgod Horus opgegrawe. Hulle het hierdie beeld opgerig, gemonteer soos op 'n platform, en onder hierdie platform het 'n priester gestaan, en so deur hierdie arend God wat hulle die beeld wat hulle gemaak het hulle dan deur die bek van hierdie beeld het hulle dan 'n pyp gehad, en daar het 'n priester aan die onderkant gestaan wat niemand gesien het, en dan die aanbidders ingekom, en dan het die priester nou kamenstig deur die beeld gepraat. En u kan maar gaan kyk, dis geweldig interessant hoeveel godsdienste het van sulke tipe van dinge gebruik gemaak. En selfs ongelowige mense, as jy kyk na hierdie praatjies, TED Talks en die as hulle praat oor kunsmatige intelligensie, artificial intelligence, AI, dan gebruik baie die voorbeeld om te sê, waar kom AI vandaan, en dan verwys hulle na verskillende afgode, wat hulle dan sê, die priesters op 'n manier aan die beweeg gebring het, en op so 'n manier die valse indruk geskep het, dat die beeld leef. So dit was nie vreemd, toe hierdie geskryf is, en die Jode, onthou hulle is deur die hele wêreld versprei, het te doen gehad met hierdie dinge. Baie Jode het selfs in Griekeland gebly, en net vir die Joodse feeste Jerusalem toe gekom. Daarom sou hulle, wanneer hulle hierdie dinge gelees het, geweet het dat hier is kulkunste besig om te gebeur. Die Judaiseerders het die mense gekil, leuns vertel, op 'n manier sodat die eerste dier aanbid kan word. Hulle self het aanbidding begeer, en hulle deel aanbidding met die eerste dier. So die merk van die dier, hy het gemaak dat almal klein en groot, en die rykes en die armes, en die vrymense en die slawe 'n merk op hulle regterhand en op hulle voorhoofde gegee word, sodat niemand kan koop of verkoop nie, behalwe hy wat die merk of die naam van die dier of die getal van sy naam het. Hier kom wysheid te pas. Wie die verstand het, laat hom die getal van die dier bereken, want dit is die getal van 'n mens, en sy getal is 666. So wat is hierdie merk? Die Here het vir sy volk gesê, hier is my wet in die tydperk van Moses, Deuteronomium hoofstuk 6. Hier is my wet.
bind dit op julle arm en op julle voorhoof. Nou dit sê nie watter kant nie. Dit sê nie op jou linkerkant of jou regterhand nie. Maar die Jode het die gebruik gehad om dan 'n klein perkament te hê waarop hulle die gebooie van die Here geskryf het. Dan het hulle hierdie klein perkament opgerol, binne in 'n houtkassie gesit, hom verseël, dan het hy bo op die hand van die persoon gekom met rieme, en dan het hulle dit dan om hulle arm gebind. Dit was iets wat die Here gesê het, hulle moet in gedagte hou, sy wet. En hulle het so 'n kassie op hulle voorkop. Vandag nog kan jy sien, as daar dokumentêr gemaak word, of as jy YouTube kyk, tik in Israel, toere van Israel, klaagmuur, dan sal jy sien dat die Jode het hierdie, veral die ortodokse Jode, het hierdie kassie wat hulle met die perkament het hulle op hulle voorkop, en hulle het dit op hulle linkerhand. So dit is 'n baie ou gebruik gewees. Dit was simbolies dat hulle met hand en verstand die Here dien op grond van sy woord. Hier sien ons as 'n bespotting dat hier 'n merk op die regterhand en ook op die voorkop is, om hulle uit te lig as diensknegte van die tweede dier. En ons het gesien dat die Here deur die stad Jerusalem gegaan het en sy uitverkorenes gemerk het. Ons het dit gesien in 'n vroeëre boodskap. So hierdie is alweer 'n namaking. Die bose kan niks inisiatief vir homself doen nie. Alles wat hy doen is 'n korrupsie van die mooiheid en die skoonheid van dinge wat God doen. En so hierdie merk was op die regterhand, op die voorkop. Wat 'n merk was dit? Dit was die getal van 'n mens, 666. En ek het vir julle gesê dat geen ander Nuwe Testamentiese boek gee soveel verwysings na die Ou Testament as die boek Openbaring nie. En as ons gaan kyk na waar in die Bybel kom die getal 666 voor. 1 Konings 10 vers 14. En die gewig van Salomo se inkomste aan goud in 1 jaar was 666 talente goud. So in 'n geheime manier, want onthou, Johannes stuur nou hierdie boodskap, hy sal klaar 'n persoon wat lei in die verdrukking, sê hy vir ons in hoofstuk 1, wat deelgenoot is aan die verdrukking. Gelowiges word gevange geneem, hulle word gepynig en gemartel. So hierdie is 'n boek wat in kode geskryf is, en in hierdie kode is, onthou julle die getal 666? Wie het die tempel gebou? Salomo. Salomo se salaris was 666 talente goud. So dis die tempel. En dan is dit interessant, jy het wysheid nodig om te weet wat hierdie getal is. Wie was die wysste man in die Ou Testament? Salomo. So al hierdie kodes, geheime kodes, dui op die tempel, op die leierskap van die hoëpriester, en hulle hou vas, soos 'n dier, op die mense, en deur te sê ons het alleen een koning, en dis die keiser. Het hulle nie God as koning nie? Hulle wil nie God as koning hê nie. Dit het hulle al in die tydperk van Samuel dit duidelik gemaak, omdat hulle 'n koning begeer het. En Herodes is vir hulle nie aanvaarbaar nie. Hulle soek die koning met die grootste mag, en dis die Romeinse ryk. Wat is dit van koop en verkoop? Hoekom kon hulle nie gekoop en verkoop nie? Dis ook 'n baie interessante frase wat 3 keer voorkom in die Nuwe Testament, en elkeen van daardie frases
dui op dieselfde gebeurtenis. Matteus 21 vers 12, Lukas 19 vers 45, Markus 11 vers 15. Ek gaan van die Markus 11 vers 15 lees. En hulle het in Jerusalem gekom en toe Jesus in die tempel ingaan, begin hy om die wat in die tempel verkoop en koop uit te jaag. En die tafels van die geldwisselaars en die stoele van die duiweverkopers het hy omgegooi. So hierdie gedagte van koop en verkoop, tempel, Jesus het die tafels omgegooi. Dit beteken dat mense word nou, soos wat Jesus gesê het, uit die sinagoges, uit die tempel verbied, en hulle kan nie koop en verkoop, hulle kan nie hulle offers bring nie, want daar staan nie kos nie. Baie mense sê, sien, jy gaan 'n merk kry en jy gaan nie kan kos koop nie. Dit sê nie, dit sê koop en verkoop. En Jesus het die mense wat koop en verkoop uit die tempel uitgejaag. En na dit was die Jode boos, kwaad vir Jesus en vir sy volgelinge, en hulle het vir die apostels, nadat Jesus in die hemel opgevaar het, het hulle die apostels gedwing en gesê, julle mag nie in die naam van Jesus verkondig nie. En sodoende sien ons dan dat hulle mettertyd uitgeban is, hulle Paulus vals beskuldig dat hy heidene in die tempel ingebring het, weer eens dat die skeidsmuur tussen heiden en Jood moes uitgewis word, daarom moes die tempel dan vernietig ook word. En so hierdie tempelbende het verhoed dat die mense offerdiere kan koop en verkoop, en gesê, omdat hulle nie kan offer nie, daarom kan hulle nie salig word nie. Kan nie heenwys na God se verlossing. Dit is interessant, wat doen die Jode die afgelope 2000 jaar? Hulle het nie plek om te offer nie. Van hulle al weggeneem. Dis hulle gemeene bedoeling. Mense kon nie koop of verkoop. Hulle kon nie hierdie offerdiere koop en verkoop gaan om te gaan offer nie. Dis hulle is afgesny van die samelewing, hulle is voor die regsbanke gesleep, hulle is doodgemaak. Want hierdie teken was nie op hulle nie, hulle het hulle nie oorgegee aan die Romeine, die mag van heel eerste die hoëpriester en sy hoëpriesterlike bende, Jesus het 'n rowerspilonk genoem, en die Romeinse ryk nie. Nou wat sê dit vir ons vandag? Dit sê dat ons moenie die baba met die badwater weggooi nie. Want die wat beheer wil neem, sal beheer neem op 'n dierlike manier, op 'n autoritaire manier. Om vir jou te sê, in ons hand is die saligheid, en slegs die wat die saligheid uit ons hand ontvang. En jy hoor weer die weergalming van die dier, van die stem van die draak. Wat het die Romeinse kerk gedoen? Die Romeinse kerk sê, buiten die Romeinse kerk is daar nie heil nie. Die reformatore gesê, ja, buiten die kerk is daar nie heil nie, maar buiten die ware kerk is daar nie heil nie. Dis nie noodwendig die Romeinse kerk nie. En so dit gebeur selfs in die kerk. Dit het met die Jode gebeur en dit gebeur in die kerk en dit sal gebeur elke afvallige eeu waar kerk en staat saamkom, saamkoppe bymekaar sit en die mense onderdruk. En ons het so 'n bietjie 'n geur daarvan gekry met die COVID, wat die regering wat hulle nou vir ons sê belaglik was in daardie tyd, en hulle het geweet dat byvoorbeeld maskers nie sou werk om die verspreiding te verminder nie. Hulle het ons almal gedwing om hier in die kerk te sit met maskers. Jy mag nie sing nie. Ons het die liedere net voorgelees en allerhande dinge wat absolute nonsens was, wat hulle net wou kyk of hulle mag oor ons sou kon hê. Maar ek dink hulle het hulle vingers verbrand en ek dink dit gaan al moeiliker wees. Maar dit gee vir ons soveel meer dat ons nie daardie mag en autoriteit wat hulle op ons uitoefen moet aanvaar nie, wat buite Bybels is.
En dis lekker vir ons om in die dorp te ry en te sien, daar's kameras en wanneer daar iets verkeerd gaan, dan kan mense op kameras teruggaan, totdat ek en jy gemerk is en gesê word, soos wat dit in China die geval is, dat daar sekere mense wat nie gunstig teenoor die regering byvoorbeeld is nie. Dan kom hy by die treinstasie, hy wil sy treinkaartjie koop, hy word gescan, sy gesig word herken, hy mag nie 'n treinkaartjie koop nie. Jy sien, wat ons in gedagte moet hou is, hulle wou mense se lewens beheer. Die eerste dier, die tweede dier, die regering en die kerk, valse kerk. Wat is die bose besig om te doen in ons tyd? Die regering en die valse kerk teen die ware kerk op te maak. En so daarom, hierdie getal 666, vroeër het mense gesê, dit is as julle gaan sien, dis die kredietkaarte, as jy 'n kredietkaart kry, het jy die merk van die dier, jy is van die duiwel af, en al hierdie tipe van dinge. Streepieskode, wat hulle die pryse dan op die skerm sit. Maar nou, ons kan lag daarvoor en dan die baba met die badwater uitgooi en sê, hierdie tipe van dinge het lank gelede gebeur, dit het niks met ons uit te waai nie. Dit het 'n beginsel baie met ons te doen. Want ons as kinders van die Here wil in die vryheid van die Here leef. Ons wil onsself onderwerp aan die autoriteit wat oor ons aangestel is, wat waarlik die skrif reg interpreteer, die sakramente reg bedien, kerklike tug reg toepas, soos wat die Nederlandse geloofsbelijdenis vir ons sê, kenmerke van die ware kerk is. Maar baie keer dan is ons gehoorsaam buite die raamwerk van die skrif. En dis waar synodes, jy sal sien in Suid-Afrika, het synodes oorgeneem. Die mense is teen sekere sondes en sê nee, ons wil nie hê dat hierdie goed goedgekeur word nie. Die oorgrote meerderheid van die mense in die kerk. Dan kom die moderatuur van daardie kerkdenominasie en hulle vee alles wat die mense sê van die tafel af en hulle sê dis wat julle gaan doen. As julle nie dit wil doen nie, vat julle goed in loop. So, daardie magsbeheptheid, hierdie gedagte van die getal 666, moet ons herinner daaraan. Daar's voortdurend bose mense in regering, in kerke, wat probeer om oor ons beheer te kry oor ons finansies, beheer te kry oor wat ons mag sê, wat ons mag doen, en ek en jy mag nie val daarvoor nie. Eintlik moes ons vir die hele COVID storie, wat ons van die begin af gesê het, hierdie is onsin. Hierdie is nie reg nie. En ek voel baie keer skaam as ek dink aan wat se gekke ons van onsself gemaak het. En ons moet net in die vervolg weier. Nie bang wees om op te staan. As daar nie 'n werklike pandemie is nie. As daar nie mense in die strate lê en besig is om dood te gaan soos in die tyd van die swart dood, dan moet ons sê, wel, hierdie persentasie 0.5% en 1% mense wat sterf, dis soos ons is nie by 'n pandemie nie. Maar dit kan soveel forme aanneem. Daar is nou wetgewing voor die regering wat sê dat hulle wil hê dat alle predikante moet registreer by die regering. Dit is nou op Suid-Afrika se tafel in die regering. Hulle moet nou besluit neem daaroor. Wat beteken, hulle kan net sê, as jy nie gaan sê wat ons wil hê jy moet sê nie, dan vat ons jou lisensie weg. En dan mag jy nie meer preek nie. Mense, hierdie is nie vreemd nie. Dit het plaasgevind in die verlede in Engeland in die 1600s. John Bunyan het in die tronk gaan sit en verskeie ander, omdat hulle nie wou buig voor wat die regering hulle voorgeskryf het om te preek nie.
dit gaan oor mag, dit gaan oor beheer. Maar dit gaan nie altyd so voortgaan nie. Hulle dwaasheid sal vir almal bekend word. Die oorwinning kom deur Christus. So kind van die Here, Christus is die hoof en hy toets ons deur hierdie dinge, of ons waarlik die Here ons God wil dien. En of ons val onder die beheer van mense. Of ons wil luister na mense of na God. Daarom kom donker en swaar en moeilike tye oor ons. Maar kind van God, die Here het ons voorbeskik. Die rede waarom ons kan volhard is omdat die Here ons voorbeskik het voor die wêreld was. Nie omdat ek en jy so taaf is en ons kan staan teen hierdie mense nie. Ons het dit ook gesien in die lewe van Petrus, hoe maklik hy gevou het, toe hy gedink het hy deur eie krag kan staan, het hy voor daardie diensmeisie gesmeld, kon nie staan nie. Maar al die bewoners van die aarde sal hom aanbid, almal wie se name nie van die grondlegging van die wêreld af in die boek van die lewe van die lam wat geslag is geskrywe is nie. As iemand 'n oor het, laat hom hoor. Christus het dit soveel keer in sy eie bediening gesê, en Christus het dit 'n hele paar keer hier in die boek Openbaring gesê, as jy 'n oor het, luister. Wat het ons voorgeslagte gesê? Ore, jy het ore, maar jy luister nie. Wat sit langs jou kop? Blompotte, ornamente. Wel vir die jonger mense, dis die manier hoe die onderwysers met ons gepraat het. Jy sommer in jou oor getrek het. Ewe skielik gaan jou ore oop en jou verstand gaan helder. En Christus kom en hy sê, as jy 'n oor het om te hoor, luister. Mag ons dan gehoor gee aan ons koning, ons Here, wat sy kerk weliswaar vir 'n tyd lank beproef, maar nie onder die oordeel gee nie. Die wêreld sal onder die oordeel verval. Mag ons dan in hierdie krag van die Here bewaar word, deur die seën van God, van die verleiding van die wêreld en van die valse kerk. Daarom moet ons in dankbaarheid teenoor die Here leef, aanbid hom en gehoorsaam hom alleen. Amen. Kom ons bid saam. Ons almagtige Hemelse Vader, ons dankie dat ons na u troon kan kom en tot u kan bid. Daar is een koning, Here, en dit is u. En u het u seun laat opvaar, aan u regterhand laat sit op u troon, en u is besig om te heers. Daar is geen een soos u nie. Help vir ons om te staan hierby, dat ons dit nie deur eie krag, deur eie determinasie nie, maar in vertroue aan u sal leef, dat ons op u alleen vertrou. Help vir ons in hierdie moeilike tyd, terwyl diktatorskap weer in die orde van die dag is, heerskappy, dinge wat afgedwing word op kerke, dat ons sien dat die valse kerk al die media dekking het en al die media beskerming het, terwyl die ware kerk aangeval word en sleg gemaak word. Bid ons, Here, dat ons nie sal laat steur, dat ons nie ons sal steur aan hierdie dreigemente nie, maar dat ons u merk sal dra, getrou aan u sal wees, en nie sal neel met die ongeregtighede van hierdie wêreld nie. Help vir ons dat ons getuienis helder en duidelik is, dat daar is maar een God en een middelaar tussen God en die mens Jesus Christus. Dat ons belydenis sal vas staan en dat u alleen verheerlik word. In Jesus naam vra ons dit. Amen.